Oefening 1.15 op bladsy 74 is weer 'n lekker uitdagende oefening wat jou kennis oor kontantvloeistate, asook grootboekrekeninge en ontleding en vertolking deeglik gaan toets. Die inligting sê, Parkbeperk is gemagtig om 700.000 gewone aandele uit te reik. Dit is natuurlik die maksimum aantal aandele wat uitgereik mag word. Op 30 Junie 2015, die einde van die vorige finansiële jaar, was daar reeds 450.000 aandele in uitreik, wat dus beteken, hulle kan nog net 250.000 aandele uitreik. Opdrag. In die eerste plek, stel die volgende grootboekrekeninge vir die tydperk 1 Julie 2015, dis die eerste dag van die finansiële jaar, tot 30 Junie 2016 volledig op. Opgelope waarde van voertuie en 'n bateverkope rekening. In die tweede plek beantwoord die volgende vraag. Bereken die aantal nuwe aandele wat op 1 Julie 2015, dit is ook op die eerste dag van die nuwe jaar uitgereik is. Bereken die dividend per aandeel vir die hele jaar, dit wil sê totale dividend vir die jaar geëindig 30 Junie 2016 en verduidelik dan of jy dink nuwe aandeelhouers sal tevrede wees met die dividende wat vir 2016 verklaar en betaal is. In die derde plek, stel 'n volledige kontantvloeistaat vir die jaar geëindig 30 Junie op, toon al jou berekeninge en notas. Nou inligting. Jy word voorsien van 'n uittreksel uit die inkomste staat van Parkbeperk vir die jaar geëindig 30 Junie 2016. Daar word gegee bedryfswins voor die aantoonbare uitgawes. Die uitgawes wat bestaan uit auditgelde, direkteursvergoeding, dis gewone uitgawes wat geen effek op jou kontantvloeistaat het nie. Dan was daar waardevermindering op voertuie, die totale waardevermindering wat vir hierdie jaar afgeskryf is, 20.120, waardevermindering op toerusting 8.000, beide hierdie bedrae moet natuurlik by nota 1 by die kontantvloeistaat teruggetel word, aangesien dit nie kontant items is. Dan winsvoorrenteuitgawe 118.500, die renteuitgawe is afgetrek 12.000. Ons moet dit terugtel by nota 1 sodat ons dit volgens wet op die gesig van die kontantvloeistaat weer kan aftrek, aangesien ons die fondse wat betaal is aan die verskaffers van fondse apart moet wys. Wins voor belasting is dan 106.500, dit is waarmee ons nota 1 gaan begin. Die inkomstebelasting vir die jaar, die korrekte belasting 52.500 en die netto wins vir die jaar na belasting is dus R54.000. Daar word vir ons gesê, verdere aandele is op 1 Julie 2015, die eerste dag van die jaar, dit is nogal belangrik, dit beteken hulle sou deel in die interim dividend en die finale dividend, is uitgereik teen 'n uitreikprys van 70 sent per aandeel. Geen aandele is gedurende die jaar teruggekoop nie. Dan by punt nommer 3, verdienste per aandeel. Nou onthou, verdienste per aandeel is jou netto wins na belasting gedeel deur die aantal uitgereikte aandele. Die verdienste per aandeel vir die jaar geëindig 30 Junie 2016 was 9 sent per aandeel. So ons kan hierdie verdienste per aandeel gebruik om uit te werk hoeveel aandele was wel in uitreik aan die einde van die jaar. Tussentydse dividende van R30.000 is gedurende die jaar reeds betaal en dan op 30 Junie 2015 het Parkbeperk 'n lening van R75.000 gehad, dit was begin van die jaar, wat op 1 Oktober 2015 tot 'n bedrag van R100.000 verhoog het. Daar is dus 'n ekstra R25.000 gaan leen wat 'n toename in kontant sal wees. Uittreksel uit die balansstate, einde van vorige jaar, einde van hierdie jaar. Nie bedryfsbates, eiendomsmatig en toerusting, dit sal natuurlik teen draewaarde wees, was R246.200, nou R322.000 en hier by punt nommer 7 wil ek sommer dadelik kyk na die inligting rondom nie bedryfsbates. Op 31 Desember 2015, so dit is gedurende die finansiële jaar, is Parkbeperk se enigste voertuig, hulle besit is net een voertuig op daai stadium, vir kontant teen draewaarde verkoop. En op daardie datum is 'n nuwe voertuig aangekoop. Nou inligting rondom die ou voertuig. Die ou voertuig is op 1 Julie 2013 vir R80.000 aangekoop. Waardevermindering op voertuig word afgeskryf teen 20% per jaar op die verminderde saldo metode. Ons sal dus moet gaan uitwerk van 1 Julie 2013
tot 31 Desember 2015, die dag toe ons hierdie voertuig verkoop het, hoeveel waardevermindering is afgeskryf teen 20% per jaar op die verminderde saldo metode om te bereken wat die drawaarde was wat hierdie voertuig verkoop is. Al die transaksies is reeds geboekstaaf. Geen ander bate is gedurende die jaar gekoop of verkoop nie. Ons sal dit doen wanneer ons hierdie grootboekrekening doen. Kom ons kyk net verder in die inligting, bedryfsbates. Die voorraad, maak net seker daardie bedrag 86.200, jy kon hom bereken deur te sê 152.200 minus die 66.000, maar ek sien dis uitgelaat in jou boek, 86.200 was die voorraad, nou 116.150, toename in voorraad, is natuurlik 'n afname in kontant, wat ons by nota 1 sal moet wys. Debiteure was 66.000, nou 63.000, afname in debiteure is natuurlik 'n toename in kontant, debiteer het ons geld kom betaal. Dan, SID inkomstebelasting word apart getoon, nie onder die notas van handels en ander debiteure en krediteure nie. Begin van die jaar, as jy hieronder kyk, het die SID inkomstebelastingrekening 'n kredietsaldo gehad, hy was onder laste van 4.000. Nou het hy 'n debietsaldo van 5.250, so ons het daardie 4.000 rand betaal, plus hierdie jaar se belasting van 52.500, plus nog 'n 5.250 rand te veel. Ons gaan dit doen as ons die kontantvloei staat moet opstel. Kontant, einde van die jaar 19.000, begin van die jaar was die bank oortrokke met 8.000. So dadelik kan jy sien die kontant het gedurende die jaar toegeneem met 27.000 rand. Ons het dus eintlik hier al die antwoord van ons kontantvloei staat en dit sal ons in die laaste 3 lyntjies van die kontantvloei staat skryf. Bedryfslaste, krediteure was 28.000, nou 35.000. Toename in krediteure is natuurlik 'n toename in kontant, want ons het meer op skuld gekoop. Dan aandeelhouers vir dividende. Die vorige jaar se finale dividend was 22.000. Hierdie jaar se interim dividend was 30.000. So die 22.000 en die 30.000 is wat hierdie jaar betaal is. Ons skuld nog hierdie jaar se finale dividend van 36.000 rand. Kom ons kyk na ons antwoord. In die eerste plek, die algemene grootboek rekeninge, opgelope waardevermindering op voertuie. Nou aangesien hierdie voertuig wat verkoop is die enigste voertuig was, beteken dit die saldo aan die begin van die tydperk op 1 Julie 2015. Die saldo van opgelope waarde van voertuie sal die opgelope waardevermindering wees vanaf die dag wat hierdie voertuig gekoop is op 1 Julie 2013 tot die dag tot aan die begin van hierdie finansiële jaar, dit wil sê 1 Julie 2015. Nou kom ons gaan doen die berekening op 80.000 rand teen 20% per jaar op die verminderde saldo metode. Hier op die volgende bladsy is 'n plek vir die berekening. Ek wil die waardevermindering op hierdie ou voertuig bereken. Nou, die voertuig is aangekoop op 1 Julie 2013, so die eerste keer wat daar op hierdie voertuig waardevermindering afgeskryf sou word, moet wees 30 Junie 2014. Die kosprys was 80.000. Op hierdie stadium was daar nog nooit waardevermindering afgeskryf nie. Ek skryf daar -0 net om te wys ek werk met die verminderde saldo metode. 20% en hierdie 1 Julie tot 30 Junie van die volgende jaar is 'n hele jaar, dus vir 12 maande. Die eerste finansiële jaar is daar dus 16.000 rand se waardevermindering afgeskryf. Toe het ons hierdie voertuig gebruik van 1 Julie 2014 tot 30 Junie 2015, 80.000 rand kosprys, minus hierdie vorige jaar se 16.000 rand, 20% vir die jaar, daardie jaar is daar 12.800 rand waardevermindering afgeskryf. Dus, die saldo van opgelope waarde van voertuie, aangesien hierdie die enigste voertuig is, die saldo aan die begin van die jaar is die 16.000 plus die 12.800 en dit is waar jy hierdie bedrag gaan kry op 1 Julie 2015 saldo afgebring 28.800 rand. Toe het ons hierdie voertuig gebruik gedurende hierdie jaar van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015. Hy het gekos 80.000. Vorige jare is daar reeds afgeskryf 28.800 rand se waardevermindering, 20% en hierdie jaar is hy net gebruik vir Julie, Augustus, September, Oktober, November en Desember.
Dit wil sê slegs vir 6 maande. Slegs 6 maande, en dit is hoekom ons hier met 6 maande maal. Gedurende hierdie finansiële jaar is daar dus 'n verdere R5.120 waardevermindering afgeskryf. Baie belangrik jy verstaan, die eerste 2 jare se waardevermindering gee vir my saldo aan die begin van die jaar, en hierdie ekstra waardevermindering wat ek afgeskryf het, moet ek nog in berekening bring. Daarom, in my grootboekrekening, Desember die 31ste, waardevermindering word afgeskryf R5.120. Dus kan ek nou gaan en ek kan sê, goed, toe ek hom verkoop en ek moet by bateverkope 'n rekening opstel. Stap 1 van bateverkoop is my kosprys uithaal. Daar is vir ons gesê die kosprys van hierdie voertuig wat verkoop is, was R80.000. Stap 2 het jy hier gesien om die ekstra waardevermindering R5.120 af te skryf, sodat ek stap 3 die totale opgelope waardevermindering van die dag wat ek hom aangekoop het tot die dag wat ek hom verkoop, R33.920 kan gaan uithaal in die bateverkope rekening, en dit is die inskrywing wat jy hier sien. Debiteer opgelope waarde van voertuig en krediteer bateverkoop met R33.920. Nou daar is vir ons gesê, die enigste voertuig is teen drawaarde vir kontant verkoop. Daarom kan ek nou per balanserende syfer, as ek hierdie rekening balanseer op R80.000, kan ek bereken die drawaarde op die dag toe kom verkoop was hierdie R46.080, en dit sal die opbrengs wees met die verkoop van hierdie voertuig. Omdat dit die enigste voertuig is, kan ek hierdie rekening opgelope waardevermindering op voertuig op hierdie stadium afsluit, want daar bestaan nie nou nog waardevermindering nie. En nou is daar mos vir my gesê dat die totale waardevermindering wat hierdie jaar in die inkomste staat op voertuie afgeskryf is. Hierdie is baie belangrik. Die totale waardevermindering was R20.120. Nou onthou, van hierdie R20.120 was R5.120 op die voertuig wat verkoop is. Dus, die waardevermindering wat afgeskryf is op die nuwe voertuig, 'n baie belangrike syfer. Waardevermindering afgeskryf op die nuwe voertuig is R15.000. En nou kan ek gaan en ek kan gaan bereken wat die kosprys van die nuwe voertuig is. Nou onthou, die nuwe voertuig is aangekoop op 31 Desember 2015, so hy is net gebruik vir Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie van die nuwe jaar. En ons weet nou, 6 maande se waarde van op die nuwe voertuig is hierdie R15.000. As ek dus sê, stel die kosprys van die nuwe voertuig was X, dan is 6 maande se waardevermindering teen 20% per jaar op hierdie voertuig is R15.000, en hierdie wiskundige berekening, die kosprys X, 20% vir 6 maande, geef my R15.000. Manipuleer daar die vergelyking, en jy kry die kosprys is dus R15.000 maal 100 op 20 maal 12 op 6, onthou dit was net 6 maande, en die kosprys van hierdie nuwe voertuig is dus R150.000, en dit sal my afname in kontant wees vir die aankoop van nie bedryfsbates. So wat het ek gedoen? Ek het die drawaarde bereken van die voertuig wat verkoop is. Ek het uitgewerk wat die waardevermindering op die nuwe voertuig was, sodat ek sy kosprys kan uitwerk, R150.000. Kom ons kyk na ons volgende vraag. By 1.15.2 moet ons die aantal nuwe aandele wat op 1 Julie uitgereik is, moet ons gaan bereken. Nou, daar is vir ons gesê dat die verdienste per aandeel, want ons weet nie hoeveel aandele was aan die einde van die jaar uitgereik nie, maar die verdienste per aandeel vir die jaar geëindig 30 Junie 2016 was 9 sent per aandeel. Ons weet verdienste per aandeel is die netto inkomste na belasting van 54.000 gedeel deur die aantal uitgereikte aandele. Daai antwoord is 9 sent. Dus kan ek deur daardie
vergelyking te manipuleer, kan ek sê die totale aantal uitgereikte aandele aan die einde van die jaar is hierdie verdienste of netto inkomste na belasting gedeel deur die verdienste per aandeel. Die netto inkomste na belasting het ons as R54.000. Die verdienste per aandeel het ons as 9 sent. Ons maal dit met 100 op 1 en ons sien aan die einde van die jaar was daar 600.000 aandele in uitreik. Die vraag vra egter, die nuwe aandele wat uitgereik is, hoeveel aandele is gedurende die jaar uitgereik? Nou die vraag het vir ons gesê, aan die begin van die jaar was daar 450.000 aandele in uitreik. Begin van die jaar 450.000 aandele. Ons het sopas bereken, einde van die jaar was daar 600.000 aandele, dus 600.000 einde van die jaar, minus die 450.000 begin van die jaar, beteken gedurende die jaar is daar 150.000 aandele ekstra uitgereik. Die vraag vra nou, wat is die dividend per aandeel vir die jaar geëindig 30 Junie 2016? Nou die interim dividend is vir ons gegee, die tussentydse dividend, as R30.000, dis die interim dividend. Die finale dividend, wat nog nie betaal is nie, is R36.000. Dus, ons totale dividend vir die jaar, is hierdie tussentydse dividend van R30.000, plus hierdie finale dividend van R36.000, dit is my totale dividend. Die aantal uitgereikte aandele het ons bereken as 600.000 aandele, dus 30.000 interim dividend plus 36.000 finale dividend gedeel deur die 600.000 aandele wat in uitreik is, maal 100 op 1, beteken die totale dividend vir die jaar is 11 sent per aandeel. 11 sent per aandeel. En nou is die vraag, sal die nuwe aandeelhouers tevrede wees met die dividend wat betaal en verklaar is gedurende die jaar? Nou onthou, die nuwe aandele is op 1 Julie 2015 uitgereik. Dit wil sê, hulle het gedeel in die interim dividend en die finale dividend. Wat het hulle betaal vir die aandele? Net 70 sent. Hulle het dus 'n dividend van 11 sent gekry op die 70 sent wat hulle betaal het. Die nuwe aandele is teen 70 sent uitgereik. Die opbrengs wat hulle dus kry is hierdie 11 sent per aandeel wat jy nou net uitgewerk het, op dit wat hulle betaal het, net 70 sent per aandeel, en dit is 15,7%, wat 'n baie hoë opbrengs is. By opmerkings gaan ons noem dat as iemand wat nie aandele gekoop het en sy geld in 'n bank belê het, sou hy maar 4,5% opbrengs gekry het. Nou het hy 15,7% gekry. Dus aandeelhouers sal baie tevrede wees, aangesien hierdie opbrengs baie hoër is as die rentekoerse wat hulle by banke verdien op vaste deposito's en geldmarkfondse, en daardie rentekoers is maar so plus minus 4,5%. Totale dividend, interim 30.000, finale dividend 36.000, 11 sent per aandeel, dit op wat hy betaal het vir sy aandeel 70 sent, is 'n 15,7% opbrengs. Ons volgende vraag vra dan dat ons die kontantvloeistaat volledig opstel. Nou onthou weer, die vorm van die kontantvloeistaat wat jy baie goed ken, kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, gaan ons begin met kontant uit bedrywighede verkry, en hier is ons eerste nota. Nota, die rekonsiliasie van die netto wins voorbelasting en die kontant verkry uit bedrywighede. Nou die wins voorbelasting is vir ons gegee, daar sien ons hom, netto wins voorbelasting 106.500, dit kom natuurlik uit die inkomste staat vir die jaar. So kom ons skryf die netto wins voorbelasting, skryf ons in as 106.500, dit is gegee op die inkomste staat. Dan moet ons terugtel die waardevermindering. Nou onthou, die totale waardevermindering vir die jaar was die 20.120 op voertuie, die R8.000 op toerusting, so die totale waardevermindering vir die jaar was hierdie 28.120 wat ons terugtel. Die rente is vir ons gegee ook, renteuitgawe, daar sien jy om 12.000,
So ons het beide hierdie waardeverminderings en die rente teruggetel in hierdie nota. Daar is ons renteuitgawe en dit was gegee as R12.000. As ek nou die R28.120 en die R12.000 terugtel, dan tel ek terug R40.120. Wins voor belasting R106.500 plus hierdie R40.120, waarde van dit 'n nie kontant item is, rente wat op die gesig van die kontantvloei staat afgetrek moet word, dan gee dit my wins uit bedrywighede voor die verandering in bedryfskapitaal van 'n bedrag van R146.620. En nou moet ons verandering in bedryfskapitaal gaan bepaal. Nou, voorraad in die eerste plek. Voorraad was R86.200, dis nou R116.150. Dit is dus 'n toename in voorraad. Toename in voorraad van R116.150 wat dit nou is, minus die R86.200 wat dit was. Dit gee vir my daar 'n toename in voorraad van R29.750 en onthou dis 'n afname in kontant. In hakies gewys R29.950. Kyk ek na debiteure. My debiteure was gewees R66.000, nou R63.000, 'n afname in debiteure. Van R66.000 na R63.000, dit is 'n toename in kontant, want dit sal beteken my debiteure het my geld kom terugbetaal. Dit is dus 'n R3.000 positiewe syfer. Laastens die krediteure. My krediteure was R28.000, nou R35.000. 'n toename in krediteure. Ons het meer op skuld gekoop. Toename in krediteure is ons ook 'n toename in kontant. Van R28.000 na R35.000 is R7.000, dus ook 'n positiewe syfer. My netto effek dus, die toename in voorraad het 'n afname van R29.950 in kontant tot gevolg gehad. Die afname in debiteure het 'n toename van R3.000 in kontant tot gevolg gehad en die toename in krediteure het 'n toename van R7.000 tot gevolg gehad. So minus R29.950 plus R3.000 plus R7.000 gee vir my 'n afname van R19.950. En nou kan ek sê wins uit bedrywighede voor verandering in bedryfskapitaal R146.620 minus hierdie afname in kontant as gevolg van die verandering in bedryfskapitaal R19.950 gee vir my kontant uit bedrywighede voortgebring van R126.670 en hierdie R126.670 gaan skryf ek op die gesig van my kontantvloeistaat langs kontant uit bedrywighede verkry. Apart moet die rente afgetrek word. Dit was ons gegee, die rente van R12.000, trek dit af. En nou moet ek gaan kyk na die dividende wat gedurende die jaar betaal is. Nou onthou die dividende wat werklik betaal is, sal verlede jaar se finale dividend van R22.000 wees, plus hierdie jaar se interim dividend of tussentydse dividend van R30.000. So dividende werklik betaal, hieronder is 'n berekening daarvoor ook, is die finale dividend van die vorige jaar, dit was R22.000, plus die interim dividend van die huidige jaar, dis R30.000. So die werklike afname in kontant, dit wat betaal is, R52.000 en dit, dividende betaal, wys ek R22.000 van verlede jaar, R30.000 van hierdie jaar, 'n afname in kontant van R52.000. Laastens moet ons bereken die inkomstebelasting wat werklik betaal is. Nou hier moet ons baie mooi kyk. Die inkomstebelasting of SID inkomstebelasting aan die begin van die jaar het 'n kredietsaldo gewys, laste R4.000. Toe was die belasting vir die jaar R52.500. So as ek verlede jaar se R4.000 plus hierdie jaar se R52.500 betaal het, dan was ek op datum. Maar toe betaal ek R5.250 meer as wat ek moes betaal. Dus as ek hierdie rekening sou herkonstrueer en ek sê aan die begin van die jaar het die SID inkomstebelasting 'n kredietsaldo gehad van R4.000. Toe het ek hierdie jaar se belasting vir hierdie jaar
het ek bygetel 52.500. 52.500. As ek dus 56.500 betaal het, was ek op datum. Maar wat doen ek toe? Ek betaal meer as dit. Ek eindig met 'n debiet saldo van 5.250. Dus, verlede jaar se 4.000 is betaal, plus hierdie jaar se 52.500, plus nog 5.250, die totaal wat dus betaal is, as ek hierdie rekening balanseer, is 61.750, en daar kan jy sien, dit is jou balanserende syfer, die betaling wat gemaak is, 61.750. Verlede jaar se 4.000, hierdie jaar se 52.500, plus nog 5.250 te veel. Daarom, en ek het die ook in 'n hakkie gewys, verlede jaar se 4.000, hierdie jaar se 52.500 en nog 5.250, die totale betaling 61.750. Die netto effek dus vir kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite is hierdie 126.670 kontant uit bedrywighede verkry, minus die rente betaal van 12.000, minus die dividende betaal van 52.000 en minus die inkomstebelasting betaal van 61.750, en dit gee vir my 'n netto effek, 'n toename van R920. Kom ons kyk na kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. Nou hier gaan dit oor die aankoop van ons nuwe bedryfsbates. Ons het bereken dat 'n nuwe voertuig is op 31 Desember aangekoop, en ons het berekening gedoen om te sien die kosprys van hierdie nuwe voertuig, as daar R15.000 se waarde van vir 6 maande afgeskryf is, dan was die kosprys R150.000. So aankoop van nuwe bedryfsbates is slegs hierdie R150.000, en dis 'n afname in kontant. Die voertuig wat verkoop is, onthou die enigste voertuig is verkoop en hy's teen draagwaarde verkoop. Ons het in ons bateverkoopberekening bereken dat die draagwaarde van daai voertuig was 46.080, en dit was dus die opbrengs met die verkoop van hierdie nuwe bedryfsbate 46.080. Die netto effek, 'n afname van 150.000, 46.080 toename, so minus 150.000 plus hierdie 46.080 gee vir my 'n afname van 103.920. Die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite 'n 103.920 afname. Laastens, die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. Nou hier gaan dit oor die opbrengs uit die aandele wat uitgereik is, en jy sal onthou daar is vir ons gesê, die verdere aandele is op 1 Julie teen 'n uitreikprys van 70 sent per aandeel uitgereik. Ons het bereken die aantal nuwe aandele wat uitgereik is, was 150.000 aandele. Onthou, ons het die verdienste per aandeel gebruik om uit te werk dat daar aan die einde van die jaar 600.000 aandele uitgereik was. Daar is ons gesê, begin van die jaar was daar 450.000 aandele, dus die ekstra aandele wat uitgereik is, 150.000 aandele teen daardie prys wat ons gee is van 70 sent per aandeel, beteken die opbrengs wat ons uit die uitreik van aandele gekry het, was daar die 150.000 aandele maal 70 sent per aandeel, en dit gee vir ons 105.000, 'n toename in kontant. Die lening is vir ons gesê dat op 30 Junie 2015 het Park beperke lening van R75.000 gehad, hulle het op 1 Oktober verhoog tot 100.000, dus 'n ekstra R25.000 is geleen. Die verhoging in die lening, 100.000 wat hy nou is, minus die 75.000, is R25.000. Dus, beide van hierdie bedrae, toenames in kontant, 105.000 uit die uitreik van aandele, 25.000 uit die verhoging in die lening, geef my dus 'n toename van R130.000 in kontant. En nou, die lekker deel waar ek gaan toets. Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, R920 toename. Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite, R103.920 wat ek aftrek as afname. En kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite, R130.000 toename, so R920.000 minus R103.920 plus R130.000 gee vir my 'n toename in kontant van R27.000,
En nou kan ek gaan kyk, kontant aan die begin van die jaar is vir ons gegee, kontant aan die begin van die jaar is vir ons gegee hier as 'n oortrokke bank van R8.000. Ons skryf dit in, kontant en kontant ekwivalente begin van die jaar was R8.000 oortrokke, en as ek nou die sommetjie doen, ek sê, 'n toename van 27.000 minus die 8.000 begin van die jaar, dan behoort die eindsaldo 19.000 te wees, en as ek kyk na my balansstaat, dan is dit presies die kontant aan die einde van die jaar 19.000, en ons het aan die hand van 'n kontantvloeistaat, dis die doel van 'n kontantvloeistaat, het ons verduidelik, die toename van minus 8.000 na 19.000, hierdie toename van 27.000, hoeveel daarvan was uit finansieringsaktiwiteite, hoeveel uit beleggingsaktiwiteite, en hoeveel uit bedryfsaktiwiteite. Die doel van die kontantvloeistaat is om hierdie R27.000 toename in kontant te verduidelik. Hoekom het kontant van 'n negatiewe R8.000 toegeneem na 'n positiewe R19.000? 'n baie volledige en goeie oefening om weer te gaan oefen.